Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Vrydag die 13de, die van julle wat nou so 'n bietjie bygelowig is, né? Vrydag die 13de. Is mos nou altyd so wat die ouens van praat, en mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees, en mag dit ook vir julle 'n goeie naweek wees wat voor julle uitgestrek lê. Kom ons raak net rustig. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in ons lewens. Here, laat U koninkryk kom. Here, ons kom vra vir U dat wanneer mense na ons kyk, het hulle kan sien U koninkryk het gekom. U koninkryk het gekom omdat Jesus Christus lewend binne ons teenwoordig is deur U Gees. Here, daar by die werk, daar in ons huwelik, dat hulle die koninkryks eienskappe in ons sal waarneem. Eienskappe van die koninkryk wat die vrug van die Gees insluit. Wat insluit 'n lewende verhouding met U, wat insluit om in Jesus se voetspore te volg, wat insluit om dit toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk, om deur in te sluit om mense onvoorwaardelik lief te hê, om in te sluit om mense onvoorwaardelik te aanvaar, om in te sluit dat ons betrokke sal wees in die gemeente en gemeenskappe waar ons is, wat beteken dat ons inderdaad om in hierdie koninkryk, laat die koninkryk kom, laat die koninkryk deur ons kom, dat ons dit alleenlik kan doen, wanneer ons hierdie verhouding met God het, deurdat ons na sy woord kyk, deur sy woord bestudeer, in te neem wat wil hy vir ons sê deur die woord, deurdat ons bid, deurdat ons vas, deurdat ons inderdaad reflekteer en mediteer oor die woord, om te sê, Here, wat sê U vir ons, sodat ons gedrag daarvolgens kan verander, sodat mense kan sien die koninkryk is besig om te kom. Laat U koninkryk kom deur ons Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ons gaan aan nie wat Paulus gesê het, ek moes nou vir julle sê, die wonderlike gemeente, hy chaft met hierdie gemeente, daar's goeie nuus, daar's liefde, daar's geloof, wat ons vir mekaar gesê het, sommer hier by die begin het al gesê, sonder ophou bring ons dan ook dank aan die Vader, omdat ons in herinnering bring die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop. Amazing gemeente. Dan, soos ek gesê het, fine-tune Paulus hulle maar net, en dan sê hy vir hulle volgende paar goed, waarvan ook nou vir julle al 9 genoem het, kom ons noem dit weer. Julle moet heilig lewe, kom sê hy, daar moet weerhou julle van onsedelikheid, elkeen moet met sy vrou heilig en eerbaar lewe, daar moet nie hartstog en begeerte wees, soos by die heidene nie, kom sê hy, jy moet nie jou broer bedrieg nie, 5, hy sê dan hier by 6 sê hy, daar moet altyd broederliefde wees, soos wat God julle geleer het, 7, kom sê hy, laat dit vir julle saak van eer wees, om rustig met mekaar te lewe. Laat dit vir julle eer wees om rustig met mekaar te lewe, en dan kom sê hy ook vir hulle hierso, julle moet ook self in julle eie lewensonderhoud ondersoek, kom sê hy dan daar vir hulle. Dan gaan hy by 9, dan kom sê hy vir hulle, leef in vrede met mekaar, dan kom sê hy vir hulle, hoor hierso praat die kleinmoediges, moet in, ekskuus tog, vers, die 11de ding, help die swakkes, die 12de ding, wees met almal geduldig. Daar het ons dan nou gister ook opgehou met ons praat met mekaar, né? En dan kom sê hy vandag die 13de ding, kom sê hy vir hierdie gemeente, kom fine-tune hulle, en kom praat die Here dan ook inderdaad deur die woord met ons, sê hy, sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Vriende, is so maklik gebeur het. Ek dink ons sien dit geweldig baie op die vlakte raak, die bendes wat oog vir 'n oog is, né, 'n tand vir 'n tand, wat ons nou maar Ou Testamentiese taal is, wat deur Jesus opgehef kom word. Jesus sê, as jy met jou vyand lief het, draai die ander wang, loop jy ekstra myl. Hy sê so sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Nee, sê Paulus vir ons op 'n stadium in Romeine 12, laat die wraak aan die Here oop. Laat die wraak aan die Here oor. Dit is God se domein daai, dit is nie jou en my domein nie. Sorg dat niemand 'n ander met kwaad vergeld nie. Dis die 13de ding. Dan kom sê hy die 14de ding. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Ek gaan net by hierdie stukkie nog stil staan. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Nou vriende, dit is amazing. Dit beteken, ons is terug by die vrug van die Gees, by nederigheid. Wat is nederigheid? Nederigheid beteken,
Ek en jy stel ons in die plek van die ander persoon. Jy probeer vanuit daai persoon se perspektief kyk na hoe hy na die lewe kyk. En wanneer ons dit begin doen, liewe vriende, dan is dit mos nou so dat ek en jy ons eie perspektief so 'n bietjie op die backburner sit en sê maar ek wil deur jou ook in die situasie kyk. En nie my opinie en my goed op die tafel sit nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges. So dit moenie gaan oor nommer 1 dink ek is dit vir my is 'n bietjie breër wat ek nou sê, maar dit is vir my op daai vlak, maar dit lê ook op die ander vlak dat dit vir ons moet gaan. Dit gaan nie oor me en me nie, né? Gaan nie oor me en me nie. Ons is in die tyd so 'n bietjie besig om oor tiendes en goeders te praat en dit is hoekom ons moet nooit ons so uitstrek, liewe vriende, met wat ons doen deur vir ons nog 'n kar te koop, nog 'n huis te koop en dit maak dat ons nie mense kan help wat werklik in nood gaan hê. Ek sê nie jy moet 'n mooi kar hê en 'n mooi huis hê en al die goed julle ken in my opinie daar. Ek sê ek gaan glo daarvoor. Maar jy moet nooit so stretch out wees dat jy nie na jou medegelowiges se belange kan kyk nie, nê, en na alle mense nie. Kom sê Paulus. Kom sê dit vir hulle. Kom sê julle moet altyd mooi kyk daarna. En ek dink dis iets wat ons as kinders van die Here ook altyd moet kyk, nê. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. In ons land, wat is die beste in belang van ons medegelowiges en alle mense in ons land? Ek weet ons word doodgeslaan met belasting sonder ons 'n swak regering, liewe vriende. Nou nie almal daar nie. Ons kan nie met die baba met die badwater weggooi nie, maar taamlik die oorgrootste meerderheid, nê. Maar maar liewe vriende, ons moet vir mekaar kom sê in ons setup en wat vir my so mooi was weer eens van julle as gemeente en van die gemeentes rondom ons toe hierdie klomp shacks afgebrand het in Denoon, was daar 'n ongelooflike uitreik na medegelowiges toe. Het die mense nie hulle eie belange gedink nie, maar het verder gedink. So ek dink dis iets wat ons miskien 'n bietjie by Paulus kan lees. So ons is nou by nommer 14 wat Paulus vir die mense sê. Ek sal dit môre weer noem. Ons het so 18 waarna ons moet kyk, daar's nog so 3 oor. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.